Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor misleiding nommer 13, die valsgreep van 613 wette. Dit gebeur gereeld dat as ek met Christene gesels, dat hulle vir my sal vra, onderhou jy die 613 wette? Die vraag is vir hulle 'n big deal, want hulle verstaan nie. Hulle voel dat as jy Torah gehoorsaam wil wees, dan moet jy die 613 wette onderhou. Is dit die geval? Wel, ons gaan vandag 'n bietjie daarna kyk. Maar hulle gebruik dit as 'n verdedigingsmeganisme om hulle beter te laat voel dat hulle nie Torah hoef te onderhou nie. Het jy enige idee hoeveel wette 'n burger van enige land moet nakom? Minstens duisende wette. Byvoorbeeld verkeerswette, belastingwette, regterlike wette, besigheidspraktykwette, in- en uitvoer, reëls by die werk, by die skool, sportgeleenthede, verskillende sporte. Daar is soveel reëls en wette wat ons elke dag moet onderhou, sonder dat ons dit agterkom. As ons na verkeersreëls kyk, dan is daar honderde reëls vir wette wat ons moet vandag onderhou om die pad te kan gebruik. Sommige is anders, want dit is vir voetgangers of vir fietsryers, vir motorfietsryers, vir motors, persoonlike motors, taksies, noodvoertuie, ander vir vragmotors, busse ensovoorts. Daar is soveel reëls en wette wat ons daagliks moet onderhou. Nou wat die Christen nou doen, is hulle maak woorde op, soos die woord legalism, wat hulle dan gebruik om dit oor ons te hou wat die Torah gehoorsaam. Hulle sê, ons sit onsself onder die wet, omdat ons die wet wil onderhou. Maar dit is glad nie die geval nie, want dit is nie wat Torah beteken nie. Torah beteken instruksie. Dit is hoe Jehovah ons wil leer hoe om te lewe, sy wil, soos hy dit wil. Maar kom ons kyk wat sê Jehovah ook van die Torah. Ons lees in 1 Timotheus 1 vers 8 en 9. And we know that the Torah is good if one uses it legitimately. Dit is as instruksie hoe ons moet leef. Vers 9. Knowing this, that Torah is not laid down for a righteous being, die Torah gehoorsame, but for the lawless, die wat nie die woord onderhou nie, and unruly, for the wicked, and for sinners, for the wrongdoers and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers, en dan so gaan dit aan. Die kerk gebruik nie die Torah wettiglik nie, maar as 'n wapen teen die waarheid om hulle vals teologie te beskerm. Soos ek gesê het, Torah beteken instruksie hoe Jehovah wil hê ons moet lewe. Dit is soos 'n sambreel. As jy Jehovah se woord gehoorsaam, is jy onder sy sambreel, maar sodra jy die woord nie gehoorsaam nie, beweeg jy uit van onder sy sambreel en dan is jy nie meer onder sy beskerming nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat sê Jehovah se woord oor goeie werke of Torah gehoorsaamheid. Ons gaan na James 2, die hoofstuk 2 kyk, en dan gaan ek dit 'n paar verse daaruit geneem vir hierdie doel van vandag, so praatjie, maar lees asseblief die hele hoofstuk. Ons kyk na vers 14. My brothers, what use is it for anyone to say he has belief, but does not have works? This belief is unable to save him. Sonder die goeie werke, sonder Torah kan jy nie gered word nie. Vers 26. For as the body without the spirit is dead, so also the belief is dead without the works. Jy kan nie Torah gehoorsaamheid hê sonder geloof nie. Jy kan nie geloof hê sonder Torah gehoorsaamheid nie. Hulle is een. Dan kyk ons na vers 22. Do you see that the belief was working with his works, and by the works the belief was perfected? Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Dan gee Jehovah 'n waarskuwing en ons gaan terug na vers 10 toe.
For whoever shall guard all the Torah, and yet stumble in one point, he is guilty of all. Jy kan nie kies wat jy wil onderhou van die Torah nie. Jy moet die hele Torah onderhou. En dit is dan waar die Christen nou 'n probleem het met die 613 wette. Hulle voel dit is te veel vir hulle om te onderhou. Dit is net te veel omdat hulle dit nie verstaan nie. Die 613 wette van Jehovah, van die Torah, geld vir sy mense wat in hom glo, wat hom dien. Sy mense Israel. En die Torah, of die 613 wette wat ons nou spesifiek na kyk, geld nie vir almal nie. Net soos die reëls van die pad nie vir almal geld nie. As jy 'n privaat motor ry, sal die buslane nie vir jou geld nie, want dit is vir die busse bedoel. Of vir as daar 'n fietsrypad is, dan kan motors nie daar ry nie, want dit is vir die fietsse. So ook byvoorbeeld die wette vir die Lewiete is slegs van toepassing op die Lewiete. Die wette vir die boere is slegs van toepassing vir die boere. Maar die wette vir die Natsarim of vir Israel, die 10 gebooie, is wel van toepassing op almal. En dan kry jy mens reëls vir higiëniese leefstyl. Tussen dan in die Ou Testament of in die Tanakh en vandag. Dit sal nie vandag meer geld wat daai tyd toegepas het nie, omdat ons moderne leefstyl het veranderinge ingebring. Die wette van die Torah is daarom die mens te beskerm. Dus vandag het ons nou toilette waar die water flush, dit spoelde dit weg, en ons sien dit nie, ons hoef dit nie aan te raak nie, dit is net weg. Maar in daai tyd moes hulle uitgaan, 'n gat grawe en so meer. Dieselfde met ons het lopende water onder krane. Ons hoef nie meer water uit die rivier te gaan haal vandag nie, ons draai 'n kraan oop. So daai wette is nie meer van toepassing nie, want ons het nou moderne geriewe wat ons beskerm. Wat die geval van die diereoffer betref, in daai tyd het hulle diereoffers nodig gehad en hulle het 'n priester nodig gehad vir die vergifnis van sonde. Vandag is dit nie meer van toepassing nie, omdat ons het ons offer in Jehusha en ons hoofpriester in Jehusha vir eens en vir altyd. Ons lees in Hebreërs 10 vers 12. But he having offered one slaughter offering for sins for all time, sat down at the right hand of Elohim. Met ander woorde, die wet het nie verander nie, is nog steeds van toepassing, omdat ons nog steeds die offer het vir ons sonde in Jehusha, en ons het nog steeds die hoofpriester wat vir ons praat met Jehovah op ons onthaalwe, of in ons taalwe. So kom ons kyk nou 'n bietjie meer na die 613 wette. Ek het net hulle genoem, en dan kyk ons op wie is dit van toepassing. En ek het nie almal genoem nie, net die belangrikste het ek uitgehaal. Goed, ons kyk na, baie wette is van toepassing op regerings, koninkryke en burgerlike lewe. Nou, vir die wette van die regering is van toepassing op almal. Israel se regstelsel is van toepassing op almal. Lewiete, slegs op die Lewiete. Nazareens of Israelites of gelowiges in Jehovah, dienaars van Jehovah, die 10 gebooie, op almal van toepassing. Israel se oorwinnings, almal. Offers aan Jehusha of aan Jehovah het ons in Jehusha, so dit is almal. Die tempel, slegs die Lewiete. Liefde vir Jehovah, sy woord en gebed, almal. Liefde vir die naaste, almal. Huwelik en familie, almal. Dan kyk ons na 'n skoon en suiwer seksuele praktyk in die huwelik. Afgoderry, op almal van toepassing. Besigheidspraktyk, slegs vir die sakemense. Voedselgids, almal. Higiëne, almal. Sabbate en feesdae, almal. Boerderypraktyk, slegs vir die boere. Verbond en aflê van 'n eed, almal. So, die meeste van die wette kan met 'n gesonde verstand mee sin gemaak word. Vir elke individu wat vir homself en sy gesin sorg
en word alreeds toegepas sonder om eens na enige lys te kyk. Halleluja, Goa.